die Bahrein Grand Prix, dis die tweede van 3 wedrenne alweer, sogenaamde triple-headers. McLaren het die eerste 3 wedrenne van die seisoen soort van oorheers. Hulle het 5 uit 'n moontlike 6 podiumposisies ingeneem. Hulle het natuurlik laasweek sleg deurgekom teen Max Verstappen wat eintlik die wedren gewen het deur Saterdag op die voorste plek op die wegspringroete te kwalifiseer. So hierdie nuwe generasie Formule 1 motors, die groot lawaai was dat hulle gaan makliker wees om agter mekaar te ry, hulle kan makliker verbyvat. Al daai dinge het net met dadels van gekom en as jy voor is kan niemand jou verbyvat. Daar's baie bitter min verbysteke. En hierdie is maar die 4de wedren in die geskiedenis van Formule 1 wat die top 6 jaars in dieselfde posisie geëindig het as waar hulle begin het. So daar het net maar niks gebeur in die Japaneese Grand Prix nie, was 'n redelike vervelige ding, as almal lekker gesit en gaap daar vroeg in die oggend. So ja, ons hoop maar hierdie naweek by Bahrein is dit 'n beter situasie. Die spanne ken natuurlik almal Bahrein baie goed. Formule 1 doen hulle toetse voor die seisoen begin hierso gewoonlik elke jaar. Hulle partykeer doen dit by Barcelona, maar die jaar was hulle weer by Bahrein. McLaren het baie goed gelyk hierso. Ferrari het ook goed gelyk hierso, maar Ferrari het intussen net die klits 'n bietjie kwyt geraak. Hulle het 'n dubbel diskwalifikasie gehad in China en hulle is 'n bietjie op die agtervoet. Die motor is nie heeltemal waar hulle gedink het dit moet wees nie. Red Bull aan die ander kant, die briljante Max Verstappen het alweer aangeslaag om met 'n motor wat eintlik maar soos 'n donkiekar ry, die blitsvinnige McLaren's die loef af te steek en Red Bull is blykbaar besig met 'n klomp ontwikkelings. Hopelik kan hulle weer 'n bietjie van 'n meer interessante wedren vir ons besorg hierdie naweek. Natuurlik hierdie naweek sukses die Bahrein Grand Prix. Dit is 'n baie warm plek, natuurlik aan die woestyn in die Midde-Ooste. Die bande wat hulle naweek gebruik vir die RC3, die C1, die C2 en die C3 bande wat hulle ook gebruik het in Japan. Nou ons het gesien hierdie motors het bitter min bandverweer met hierdie harde bande, so ons gaan waarskynlik weer net 'n een-stop strategie kry en dit beteken ook dit gaan weer eens waarskynlik vervelig wees. Die baan is natuurlik 5,4 km lank, 57 rondes en die wedren begin 5:00 Suid-Afrikaanse tyd Sondagmiddag. Dis natuurlik 'n nagwedren onder die ligte. Wat dit interessant maak is dat mense die drywers se oë kan sien deur die helm en dit gee vir jou heeltemal 'n ander perspektief op Formule 1 in hulle onder die ligte ry. So opwindende wedren, ek sien uit daarna. Volgende naweek die Saudi-Arabiese Grand Prix. Baie vinnige baan, 'n straatbaan, iets so 27 draaie, baie gevaarlik, baie opwindend. Kan nie wag vir daai ene nie, maar ek verwag maar weer eens nog 'n redelike vervelige wedren hierdie naweek in Bahrein.